Sedert 1994 het ons land in 'n morele moeras verval. Aborsie, dobbel, pornografie, prostitusie en homoseksualisme wat voorheen onwettig was, is nou gewettig. En met die wettiging van byvoorbeeld homoseksualisme het nuwe tendense ontstaan. Mans het in die openbaar hul liefde teenoor mekaar getoon. Mense het, soos wat hulle sê, uit die spreekwoordelike kas uitgeklim. Hulle wat voorheen in die geheim homoseksualisme beoefen het, het dit nou in die openbaar bekend gemaak, skaamteloos bekend gemaak. Persone van dieselfde geslag is in burgerlike verbintenisse getrou en verskeie instansies, byvoorbeeld mediese skemas en versekeringsmaatskappye, is weens druk van die regering gedwing om hierdie burgerlike verbintenisse te erken. Nou, om teen gay verhoudings te praat of daarna te verwys as 'n sonde, het 'n oortreding geword. Dit is nou kwansuis diskriminasie of haatspraak. Dit is onverdraagsaam om daarteen te praat. Nou, my vriend, hierdie verval het so suurdeeg deur elke uithoek van die samelewing deursuur, sodat selfs die kerk dit nie vrygespring het nie. Nou daar klink in verskeie kerke stemme op wat veg vir die regte van gay gelowiges wat in 'n vaste verhouding van liefde en trou is. Nou in die NG Kerk is hierdie kwessie op die spits gedryf met die algemene sinodesitting in 2015, toe daar ten gunste van die gay gemeenskap gestem is. Nou hierdie besluit het, soos u weet, hewige reaksie in die kerk ontlok. Soveel so dat verskeie gemeentes appel aangeteken het teen hierdie sinode besluit. Nou die moderator Nelis van Rensburg het op hierdie hewige reaksie gereageer deur individue en gemeentes aan te moedig om tot die gesprek toe te tree, want hy het in 'n onderhoud aan een of ander verslaggewer het hy gesê dat daar sal nog baie hieroor gepraat word. Hoewel die besluit nou klaar geneem is, het hy gesê daar sal nog baie hieroor gepraat word en daarom nooi hy gemeentes en individue uit om tot die gesprek toe te tree. Maar weet jy my vriend, die probleem is dat die deursnee gemeentelid al so verward en ek wil daarby voeg, besoedel is, dat hulle nie meer weet wat die Bybel te sê het oor homoseksualisme nie. Weet jy, ek was geskok toe ek by 'n predikantskonferensie gesit het. Ek was uitgenooi soontoe en toe die gay kwessie ter sprake kom, het die predikante erken dat hulle nie weet hoe om hierdie saak te hanteer nie. Hoe moet daar nou gemaak word as iemand by die gemeente wil aansluit wat openlik gay is en in 'n gay verhouding is, of in 'n burgerlike verbintenis is? Hulle het nie antwoorde gehad. Dit is eintlik skokkend as 'n mens daaraan dink. Want as 'n predikant nie weet nie, hoe begelei hy sy gemeente in die waarheid? Nou ja, hierdie boodskap is dan saamgestel om vir jou 'n Bybelse perspektief te gee oor hierdie saak. En ek vertrou dat na jy hierdie DVD gekyk het, jy werklik sal weet wat die Bybel te sê het oor homoseksualisme. Nou hierdie studie gaan ons soos volg doen. Ons gaan 'n vraag vra rondom homoseksualisme en dan gaan ons antwoorde soek vanuit die woord. Nou die eerste vraag is dan, is homoseksualisme sonde? My vriend, nou wil ek begin deur eers te kyk na wat is sonde. In 1 Johannes 3 vers 4 lees ons, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. Nou, wetteloosheid is om jou nie aan die wet te steur nie. Met ander woorde, jy leef sonder die wet. Ek wil hê, jy moet gou-gou na hierdie volgende video insetsel kyk. Want daarin sal jy sien, hoe leef iemand wat wetteloos is ten opsigte van die verkeersreëls. Daar ry hy oor die stopstraat sonder om te stop, praat op die selfoon terwyl hy bestuur, en hier ry hy oor 'n geverfde eiland terwyl die polisie vir hom staan en kyk. Daar parkeer hy by 'n parkeerarea wat gereserveer is vir die polisie en dit voor die hof.
Nou goed my vriend, dit is baie duidelik dat hierdie persoon hom nie steur aan die wette van die land, aan die verkeersreëls, die verkeerswette nie. Hy onderwerp hom nie aan die wet nie. Hy weier dat die wet sy lewe reguleer. En dit is wat dit beteken om wetteloos te wees. In Levitikus 18 het God sekere seksuele voorskrifte neergelê vir sy volk. In vers 6 tot 17 verbied God seksuele omgang met familie. Dit is waar ons bloedskande wette vandaan kry. In vers 23 verbied God seksuele omgang met diere. En in vers 22 verbied God seksuele omgang tussen twee mense van dieselfde geslag. Luister wat sê Levitikus 18 vers 22. Met 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou het nie. Dit is 'n gruwel. Met ander woorde, twee mense van dieselfde geslag mag nie seksueel verkeer nie. Dit is die gedagte. Weet hier staan, mans mag nie met mans, 'n man mag nie by 'n ander man in die bed klim nie, maar die gedagte gaan daaroor dat die skrif eintlik praat van twee mense van dieselfde geslag. Dus, wanneer twee mense van dieselfde geslag wel seksueel verkeer, is hulle oortreders van God se wet of sy wil. Nou, wanneer twee mense in 'n burgerlike verbintenis is, of hulle is in 'n liefdesverhouding, en hulle het nou besluit dat hulle mekaar soos in 'n heteroseksuele verhouding kies as lewensmaats, dan is dit asof hulle doelbewus hulle self daarop instel om permanent in sonde te leef. By hulle is daar geen gedagte van bekering of om op te hou nie. So, hulle het hulle self ingestel en 'n besluit geneem, 'n doelbewuste besluit, om volhardend in die sonde van homoseksualisme te leef. Soos hierdie persoon op die videoklip, wat elke wet omtrent oortree, verkeerswet. Die wet het hom nie regeer nie. So is 'n persoon wat besluit het dat hy in 'n permanente verhouding gaan staan, wat hy eintlik sê die dag wanneer hy trou sweer aan daardie ander persoon van dieselfde geslag, wat hy eintlik vir God in daardie oomblik sê, is ek gee nie om wat u woord sê nie, ek gaan leef soos wat ek wil leef. Nou dit is wat dit beteken om wetteloos te wees. Nou guys wat vir mekaar lief is en in 'n permanente verhouding is, beskou hulle verhouding as waardegedrewe. Soos in die geval van 'n heteroseksuele huwelik. Hulle glo dat hulle verhouding nie pervers is nie, maar waardegedrewe. Jy sien, volgens hulle is dit 'n perverse vorm van homoseksualisme wat deur die Bybel en veral Romeine 1 afgekeur word. Hulle is daarvan oortuig dat nie een enkele vers in die Bybel wat oor homoseksualisme gaan, praat van waardegedrewe homoseksualisme nie. Nee, volgens hulle is dit perverse homoseksualisme wat afgekeur word. En ek sê weer, veral Romeine 1. In Romeine 1 sien ons die wese, die aard van homoseksualisme in sy naaktheid. En volgens Romeine 1 is dit niks anders as pervers nie. Nou kom ons kyk nou na Romeine 1. Wat is die aard en die wese van homoseksualisme? Paulus sê dit is 'n slegte gesindheid, terwyl hy sê dit is 'n daad wat teen die natuur is. Jy sien, geslagsgemeenskap tussen 'n man en vrou is natuurlik, maar tussen twee mense van dieselfde geslag is dit onnatuurlik. Dit gaan gepaard met skandelike hartstogte, sê Paulus. En daardie woord skandelik in die Grieks beteken 'n innerlike vuil passie. Dan sê Paulus, dit gaan gepaard met mans wat in hulle welles teenoor mekaar ontbrand. Daardie woord ontbrand verwys na 'n vurige maar verterende passie
Mans bedryf skandelike dade met mekaar. En dan sê hy, mans onteer mekaar se liggame. Dit is wat Romeine 1 te sê het van homoseksualisme. En dit is nie asof Paulus nou daar in Romeine 1 'n liefdevolle verhouding uitgesonder het en gesê het, kom ek sê vir julle wat is perverse homoseksualisme nie, ek sê weer, Paulus het daar gepraat van homoseksualisme in sy naaktheid vorm, soos wat dit is. Nou kom ons gaan na Petrus 2 vers 9 toe. 2 Petrus 2 vers 9 beskryf homoseksualisme as 'n vuil begeerlikheid van die vlees. Jesus het in Markus 7 het hy gepraat van hoerery, waaronder homoseksualisme val. Want as ons in Judas 1 vers 7 gaan lees, dan sien ons die sonde van Sodom en Gomorra was hoerery, en dit was die rede waarom Sodom en Gomorra vernietig was. En nou kom Jesus Christus in Markus 7 en hy praat van hoerery as 'n boosheid wat beskryf wat uit die hart van die mens kom. Christus sê dat hoerery kom uit die hart van die mens, en homoseksualisme is die sonde van hoerery. Levitikus 18 noem God die seksdaad tussen twee mense van dieselfde geslag 'n gruwel. En in Levitikus 18 sê God dat mense wat seksueel onrein leef, hulle self en die land verontreinig. Nou soms word daar met baie sterk of kras woorde na die homoseksueel verwys. Byvoorbeeld in Deuteronomium 23 vers 17 word die Hebreëse woord kadesh gebruik om na 'n homoseksueel te verwys. En dit beteken skand seun. In Deuteronomium 23 vers 18 word die Hebreëse woord keleb gebruik om na 'n homoseksueel te verwys. En die woord beteken hond. En vir die Jode was honde onrein gewees. Met ander woorde, as die Bybel van homoseksualisme praat hy van onreinheid. Nou mense, vir daardie rede is dit dan duidelik dat homoseksualisme 'n sonde is, 'n sonde teen God. Nou vriende, in Levitikus 20 lees ons dat homoseksualisme die doodstraf verdien het. Nou hoewel dit nie meer vandag gedoen word nie, en heeltemal reg so, was die straf vir homoseksualisme die doodstraf deur middel van steniging. Nou Levitikus 20 vers 13 sê, en as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het, soos 'n mens met 'n vrou het hulle albei iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op hulle. Nou Sodom en Gomorra was die gay Mekka van daardie tyd. En in Genesis lees ons hoe God die doodstraf oor die mense van Sodom en Gomorra voltrek het deur vuur en swaal vanuit die hemel op hulle te laat reën. Langs ons paaie, my liewe vriend, is daar waarskuwingsborde wat ons inlig oor gevare wat daar in die pad vorentoe is. En Sodom en Gomorra is God se waarskuwingsbord aan alle seksuele losbandige mense, maar veral die homoseksueel. Luister wat sê 2 Petrus 2 vers 6. Hy sê dat Sodom en Gomorra en die stede rondom wat tot as verbrand is, sal as voorbeeld dien vir die wat in die toekoms goddeloos gaan lewe. Het jy gehoor wat sê hy? Hy sê Sodom en Gomorra wat tot as verbrand is, sal as 'n voorbeeld dien vir mense wat in die toekoms goddeloos gaan lewe. Man, luister nou wat sê hy in vers 9 en 10. Hy sê dat God die sondaar bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Vir al die wat die vlees in vuile begeerlikhede agterna loop. Ek gaan dit weer lees, dis belangrik. Ek wil hê jy moet dit hoor. Hier is 'n teks wat mense, hier's gewigtige woorde in hierdie teks. Luister. Hy sê dat God die sondaar bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. Luister nou, vir
al die wat die vlees in vuile begeerlikhede agterna loop. En die konteks van waarmee Petrus hier besig is, verwys hy direk na homoseksualisme. Hy verwys na Sodom en Gomorra, en Petrus waarsku, hy sê Sodom en Gomorra is God se waarskuwingsbord vir mense wat in die toekoms goddeloos gaan lewe, vir al die wat die vlees in vuile begeerlikheid agterna loop. In Romeine 1 sien ons dat God die homoseksueel op 'n vreemde manier oordeel, deurdat hy hom aan sy seksuele aptyt oorgee, sodat hy deur sy eie sonde verteer word. Dis eintlik wat daar gebeur. My vriend, soos wat ek net nou gesê het, Judas 1 beskryf homoseksualisme as die sonde van hoerery. En Galasiërs 5 vers 21 sê dat 'n hoereerder die koninkryk van God nie sal ingaan nie. Met ander woorde, 'n homoseksueel sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Luister wat sê 1 Korintiërs 6 vers 10. Hy sê dat 'n hoereerder en homoseksueel, dit is nou die 83 vertaling, nie die koninkryk sal beerwe nie. Terwyl Openbaring 21 vers 8 sê dat die hoereerder se deel is in die poel van vuur. As jy teen hierdie tyd nie oortuig is dat homoseksualisme sonde is nie, sal niks jou oortuig nie. Dit was God se onfeilbare woord. Dit was die woord wat gepraat het. Homoseksualisme is 'n sonde.